Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens. Dit is vandag die 12de Julie 2020. Baie dankie dat u op hierdie manier ingeskakel het by ons, waar u ook al is. Mag u saam met my die vreugde beleef van die Here wat met my en met jou is. Voordat ek ons diens verder vat, wil ek graag net so 'n paar afkondigings onder die aandag bring. U is nou lank bewus van the 5 stages of consecration van Bruce Wilkinson. Ek wil graag vir u sê dat daardie reeks is nog gratis beskikbaar op die internet tot die 31ste Julie. Dan is daar 'n paar ander afkondigings uit ons gemeenskap met groot hartseer wil ek vir u sê Annolien Ralph se jongste suster is hierdie afgelope week oorlede. En dan nog hartseer nuus is dat Ramondine Orendaal sy het beide haar ouers hierdie afgelope week verloor. Ons bid regtig vir hierdie twee mense dat die Here vir hulle sal vertroos, vir hulle en hulle families, dat die Here hulle sal dra en vir hulle sal krag gee in hierdie tyd. En dan is daar ook goeie nuus. Ons is nou al so lank bewus van Melandri Steenkamp wat hierdie stryd gevoer het teen kanker. Ek het vir baie goeie nuus dat die gesin het terugvoer gekry. Na toetse, sy is skoon, ons prys die Here daarvoor en ons is saam met die Steenkamps innig dankbaar vir die ongelooflike goeie nuus wat hulle gekry het. Die ander afkondigings is hier welkom om te kyk en te lees op ons webtuiste www.nggoudkop.co.za. U is baie welkom daar te kyk vir al die ander afkondigings wat daarop geplaas is op ons webwerf. Ek gaan vir jou vra vanoggend saam met my stil te word voor die Here. Ek wil vir ons lees 'n paar verse uit Psalm 103. Raak saam met my stil as ek vir ons hierdie gedeelte voorhou. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Ek wil jou vanoggend groet, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Amen. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees daar uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 en ek vir ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 11, maar voordat ek vir ons Romeine 8 gaan lees, wil ek baie graag vir ons bid, dat die Here ook sy woord vir ons sal oopmaak, ook vir jou daar waar jy is sal aanraak met sy genade. Ek wil vir ons vanoggend daardie ongelooflike gebed van Paulus vir die gemeente Efese, wil ek vir ons voorlees, daar uit Efesiërs 3, vers 14 tot en met vers 21. Luister saam met my as ek vir ons hierdie gebed voorlees vanoggend. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil u vra om saam met my vanoggend te blaai na Romeine 8. Romeine 8 en ek vir ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 11. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.
Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee God hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandig en vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Tot sover. Woede, frustrasie, vrees, onsekerheid beskryf so baie mense se emosies van die afgelope 3-4 maande. Ons word opgevreet deur vrees en onsekerheid. Ons weet nie hoe al die dinge gaan uitspeel nie. Maar ons beleef ook frustrasie en woede, omdat ons besef, ek is magteloos. Ons voel magteloos. Die probleem is, ons ondervind nie net hierdie emosies as gevolg van hierdie lockdown, staat van inperking of COVID-19 nie. Ons beleef dit ook in ons geloofslewens. Paulus vertel daar in Romeine 7 van hierdie ongelooflike frustrerende worsteling. Hierdie worsteling wat hy het daar in Romeine 7 vers 21, so vind ek hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Ons voel vasgevang. Ek het hierdie worsteling. Die wet van die sonde wat in my en jou doen en late aan die werk is. Ons hoor Paulus se frustrasie, hy hak af en sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Voel jy ook baie maal so? Jy wil die goeie doen, maar as jy jouself kom kry, doen jy die slegte. Maar vanoggend het ek vir jou fantastiese nuus, uitstekende nuus, waar ek en jy onsself bevind in hierdie vallei van verlorenheid en ontnigtering, lei Paulus my en jou na die podium van oorwinning. Daar is nou geen veroordeling, niks, zero veroordeling vir ons wat in Jesus Christus is. Ons was verlore, ons was gedoem, ons was vasgeboei en het gewag vir ons teregstelling vir ons dood. Toe Suid-Afrika nog die doodstraf gehad het, sou 'n regter 'n doodveroordeelde persoon sou hy vir hom gesê het, jy sal hang aan jou nek totdat jy dood is. En dis waarin elkeen van ons op pad was. Maar Paulus het fantastiese nuus. Daar is geen veroordeling vir ons wat in Jesus is. Om in Jesus te wees beteken om onder Jesus se heerskappy te lewe. Dit beteken om met Jesus die Here in 'n intieme verhouding te staan. Hoekom is daar nou geen veroordeling, geen straf nie? Want die wet van die Gees het ons vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Sonde soos die wet van swaartekrag ons getrek al dieper en dieper in die graf in. Het ons afgetrek in die dood in. Dit is soos 'n klip wat swaarder is as die lug. As ek 'n klip in die lug opgooi, dan kom die klip terug as gevolg van die wet van swaartekrag. Maar net so weet ek en u ook dat 'n voël is swaarder as lug. En as hy opstyg met sy vlerke, oorwin hy swaartekrag as gevolg van die feit dat hy kan vlieg. En die Gees van God gee vir ons vlerke. Sonde het in my en jou gehang, soos 'n swaar gewig. Dit was boeye wat ons vasgebind het. En die Gees kom knip daardie kettinge, daardie boeye af. En hy wek in my en jou nuwe lewe. Daardie lewe waarvan Jesus praat in Johannes 10 vers 10. Ek het gekom om vir julle lewe te gee en dit in oorvloed. Dit kom plant die Gees binne my en jou. Die wet is veronderstel om perfek te wees, om volmaak te wees.
Maar as gevolg van die mens se sondige natuur is die mens te swak om die wet na te kom. Wat die wet kom doen, die wet kom wys juis ons sonde wat ons doen uit en verklaar my skuldig, verklaar dat ek en jy vervloek is. Ons is te swak, ons het geen krag om die wet gehoorsaam te wees nie, maar die Here kom, God kom en hy kom gryp in deur Jesus te stuur. Jesus kom net soos ek en jy, hy is mens en hy is vir my en jou geoffer. Hy het ook vlees en bloed, nes ek en jy, en hy is vir ons geoffer. Jesus, hoor ons, het geen sonde gedoen nie. Hy het geen sonde geken nie. Hy het nie sonde nie. En hy is vir my en jou geoffer. Hy sterf vir ons sonde en ons sondige natuur. Met ander woorde, hy sterf vir wie ek is, 'n sondaar, en wat ek gedoen het, sonde. En hy maak die sonde dood. En ons wat in Jesus is, geen veroordeling nie, maar vergifnis. Ons is vrygespreek. Ons stap vry uit die dode sel uit. Ons is vergewe. Jesus doen vir ons wat ons nie vir onsself kon doen nie. Jesus red ons. En ons wat in Jesus is, ons is onder nuwe bestuur, onder nuwe beheer. Ons kan dit doen wat die wet vereis. Hoe is dit moontlik? Want die Gees wat nou in ons woon, wat ons lewe beheer, gee vir ons krag, innerlike krag, wat die sonde getap het. Hy kom gee vir ons innerlike krag om te kan doen, te kan voldoen aan die vereistes van die wet. Nou is die vraag, maar hoe leef ek 'n lewe van oorwinning? Alles het te doen met op wie ek fokus en onder wie se beheer my lewe is. En Paulus kom wys vir ons in ons teksgedeelte, kom wys hy vir ons uit, hoe lyk iemand wie se lewe beheers word deur sy sondige natuur en wie se fokus op die eie ek is? En hoe lyk iemand se lewe wat onder die beheersing van die Gees is en wie se fokus op God is? Iemand wie se lewe beheers word deur sy sondige natuur, se fokus is op die eie ek. Ek wil uitkyk vir nommer 1 in my lewe, dis ek. Die eie ek. Vroeg in ons lewens, ek en jy die woorde geleer soos myne, ek wil, ek sal. Ek wil uitkyk vir my begeertes, vir my lewe, vir my wil, vir my genot, vir my voordeel. As my lewe beheers word deur my sondige natuur, is die fokus op die eie ek, op my, en is die gevolge die volgende. Paulus sê dit so hartseer, as die fokus op die eie ek is, lei my denke na die dood. Ek is soos iemand wat rotgif gedrink het. Ek is so goed soos dood. Paulus sê, ek is geestelik morsdood. 'n verdere gevolg is, ek bevind my in die middel van 'n oorlog met God. Ek wil my eie God wees, daarom wil ek God doodmaak, want ek is vyandig teenoor hom. Dink net wat het hulle met Jesus gedoen? Hulle het hom doodgemaak. Ek wil nie voor God buig nie. Ek kan nie God verheerlik nie, want ek wil myself verheerlik. Ek wil my eie God wees. Daarom kan ek nie God se wil uitvoer nie, want ek wil nie sy wil uitvoer nie. En dan kom wys Paulus vir ons iemand wat onder die beheersing van die Gees is, wat sy lewe laat beheer deur die Gees. Sy fokus is op God. En dit het die volgende gevolge. Iemand wat hom laat beheers deur die Gees. Die Gees het in hom lewe geplant. Die Gees waarborg dat ek lewe. Ek het vrede met God. Jesus kom versoen my met God. Daar is nie net vrede tussen my en God nie. Daar is 'n uitspraak oor my lewe. Ek is nou kind van God. Maar dis nie al nie. My fokus is op God en ek wil baie graag sy wil uitvoer. Want ek het ontdek dat om God se wil te doen is die beste wat ek nog ooit gedoen het. Dit is my so heerlik om God se wil te doen. Ek kan nie wag vir geleenthede om aan hom gehoorsaam te wees nie. Ek is honger om verder aan hom gehoorsaam te wees. As Paulus sy Filippense brief skryf, dan sê hy, dan in Filippense 2 vers 13, dit is die Here wat in my werk, wat my gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. En Paulus kom wys vir ons hierdie twee soorte mensheid, hierdie twee soorte persoonheid. Wie is ek? Wie is jy? Wie is ek? Wie is jy? Paulus kom sê vir die lesers van hierdie brief, vir die gemeente van Rome, julle laat julle beheers
deur die Gees. Julle het 'n verhouding met die Here. En mag ek vanoggend die hoop uitspreek, dat ek hoop dat dit van my en van jou presies dieselfde is, dat ek my lewe laat beheers deur die Heilige Gees, want ons behoort aan die Here. Hier is my vraag, maar hoe weet ek behoort aan Jesus? En hier is die waarheid wat Paulus ons hier kom leer. Ek weet ek behoort aan Jesus, want die Gees woon in my. Wanneer ek in Jesus glo, kom maak die Heilige Gees my en jou sy woonplek. Ek het 'n kamermaat gekry wat in my kom woon. En deur die Gees is Jesus teenwoordig in my lewe en bly Jesus in my deur die Heilige Gees in my. Ek is nie volmaak nie. Ek maak foute. Ek stry nog teen die sonde en ek doen nog die slegte, maar ek is onder nuwe bestuur. Ek is onder nuwe beheer. Die Gees beheer my lewe. En wat doen die Gees? Hy kom verander my. Hy kom verander my karakter en ontwikkel my karakter om al hoe meer, soos Paulus sê, Jesus se beeld te vertoon. En as ek val, en as ek struikel, weet jy wat gebeur dan? Dan kom staan die Gees by my, tel my weer op my voete, stof my af en sê, kom ons gaan aan. Want ek het hierdie uitspraak van God. Vrygespreek, geen veroordeling. Die Gees in my waarborg aan my dat ek behoort aan die Here. En ek het die uitspraak oor my lewe vrygespreek, geen veroordeling nie. En daardie uitspraak geld tot in alle ewigheid. Maar is nie al nie, die Gees in my kom gee my krag. Kom gee my krag. Ek behoort nie net aan Jesus nie. Ek het innerlike krag wat die Gees my gee wat in my werk om God te doen. Sy wil te doen, God te dien. Maar daar is nog meer. Daar is nog meer. Die beste nuus is, behalwe dat die Gees aan my die waarborg gee dat ek lewe het, aan my die waarborg gee dat ek innerlike krag het, my die waarborg gee dat ek en jy aan Jesus behoort, kom waarborg hy aan my dat ek en jy ewige lewe het, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood laat opstaan het, gee vir my en jou die ewige lewe. Hy gaan hierdie sterflike liggaam van my, wat ek weet uitgelewer is aan veroudering, gaan hy opwek uit die dood, en gaan hy vir ons net so verheerlikte liggaam gee, as wat Jesus het. Is dit nie fantasties nie? Dis wonderlike nuus. So die Gees kom leer ons verlede is vergewe. Ons is vrygespreek. Ons het krag om nou in die Here te kan leef, onder die leiding van die Gees. Maar daar's meer, my toekoms is verseker deur die Gees wat my die waarborg gee, dat ek is beseël tot ewige lewe, deur die Gees wat in my woon. Jesus kom red my van hierdie doodsbestaan. Ek lewe, ek is onder nuwe bestuur, ek is onder die heerskappy, onder die leiding van die Gees. Ek het God se uitspraak wat sê ek is vergewe, ek is vrygespreek, geen veroordeling nie. Ek lewe deur die Gees, soos wat Paulus sê, laat die Gees toe om ook jou optrede te bepaal, jou gedrag te bepaal. Die Gees nooi my in 'n lewe van oorwinning in. Ja, die sonde kan vir my kom aas uitgooi, maar ek is onder Jesus se heerskappy. Ek behoort aan Jesus. Martin Luther vertel die ongelooflike storie. Hy sê, as die duiwel aan sy hart se deur kom klop, dan kom maak Jesus sy hart se deur oop en vra vir die duiwel, wat soek jy? En as die duiwel sê, ek soek vir Martin, dan sê Jesus vir hom, hy bly nie hier nie, ek wat Jesus is bly hier, so jy duiwel skoort. So jy duiwel skoort. Ek wil afsluit met die volgende sê ding. Sonde kan by my en jou kom kuier. Sonde kan by my en jou kom kuier, maar is die Gees van God wat in my woon. Ek lewe, ek is 'n vrygekoopte kind van God. Daarom kan ek die lewe van oorwinning leef. Geniet die lewe. Amen. Here, dankie. Dankie dat U uitspraak oor my lewe het. Geen veroordeling. Geen veroordeling vir my wat aan Jesus behoort. En hoe weet ek behoort aan Jesus?
God Heilige Gees, U woon in my en herinner my, onthou wie sin is jy. Jy is die Vader se kind. Jy behoort aan Jesus. Jesus is jou koning, nie meer jouself nie. Here, ja, ons val baie keer vir die aas van die sonde, maar U gee my die krag, dat wanneer ek struikel op te staan, want ek het die uitspraak vrygespreek. Ek het U krag wat U tot my beskikking stel, om meer as 'n oorwinnaar te kan wees. Dankie dat ek vir elkeen wat vanoggend luister aan U kan opdra en kan vra, Here, dat U vir ons elkeen die krag sal gee om U te dien, vir U te lewe, ons fokus op U te rig en mag ons elke dag onder U heerskappy lewe. Dankie vir wat U vir ons gedoen het, al die lof en al die eer kom U toe. Dankie dat ek vir elkeen van ons kan intree vanoggend, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag die seën van die Here oor julle elkeen uitspreek. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.